Prys sy naam. En ek wil vanoggend met julle deel, die tema is instrumente vir God. Instruments of God. Toe ek 'n jong man was, het ons altyd hierdie liedjie so mooi gesing, Lord, make me an instrument. Ja, ek sien sommer 'n klompie van julle is heel in eensstemming. Dit is so oorgawe liedjie geweest, Lord, make me an instrument. En ek is in 'n gesprek met iemand in hierdie week en hy sê hy wil ook 'n instrument wees vir die Here. Hy wil ook iets vir die Here doen. Blaai gou met my saam in 2 Timoteus hoofstuk 2. In hierdie gedeelte is dit Paulus wat 'n brief skryf aan Timoteus. En natuurlik is Paulus 'n gevorderde man en hy het nodig om oor te handig aan jong mense om dit wat die Here hom mee toebedeel het oor te dra en dat hulle moet voortgaan met dit wat die Here vir hulle gegee het om te doen. Moet nooit dink dit stop by jou nie. Die Here wil as gevolg van jou iemand anders oprig. Die Here wil deur jou 'n volgende generasie wil hy bemagtig. Jy hoef nie die eer te kry nie. Ons kan sien hoe die Here die eer kry soos wat ons hom laat voortleef, fakkels aan die brand steek en dit oorhandig en sy hart loop. Wat ons ook al het met ander deel en sê, gebruik dit en nog meer wat die Here met jou doen. Ek het nog altyd gesê dat wanneer ons dink aan mentorskap en iemand beweeg om jou, dan kan hulle alles vat wie jy is, maar ook by iemand anders. En daarom kan hulle meer word as wat jy is, want hulle kry by verskillende mense. Maar 2 Timoteus 2 vers 21 sê hierdie vers, if you keep yourself pure from things that are wrong, you will be an instrument for special purposes. You will be made holy, useful to the master, and ready to do any good work. If you keep yourself pure from things that are wrong, you become a holy instrument, ready to do any work for God. Natuurlik het Paulus van hoofstuk 1 af 'n bietjie inleiding gegee en hy is so trots op Timoteus en hy sê vir hom, ek bid vir jou. Vers 7 van hoofstuk 1 sê, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. You are filled with the Spirit who enables you to have strength and power and be filled with self-discipline. Sê gou die woord self-dissipline. God made me holy, but there is a requirement on me to think what I'm doing. To keep myself from wrongdoing. And to be self-disciplined. En sy gees wat in ons is, stel my in staat om dit te doen. So do not be ashamed of the testimony about our Lord, or for me his prisoner, sê Paulus aan Timoteus. Rather join with me in suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. Ek besef daar is 'n mindset wat gebeur wanneer jy 'n kind van God is oor wie jy geword het
En as gevolg van daardie identiteit, hoe jy gaan optree. In hoofstuk 2 vers 1 sê hy, you then my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Wees sterk in hierdie genade waarin jy gered is. Oefen daardie selfdissipline uit. Die manier hoe jy dit gaan doen is, sien raak dat die Gees van God stel jou in staat om daardie lewe te leef. Hierdie lewe is 'n lewe waar jy 'n instrument kan word vir God, waar hy jou gebruik, maar daar is 'n verantwoordelikheid vir my en jou, om met selfdissipline te leef. Daar is 'n verantwoordelikheid vir my en jou, om te besluit, waarvoor sê ons ja, en waarvoor sê ons nee. Daar is 'n verantwoordelikheid vir ons om te besluit, ons gaan nie 'n plek gee vir die duiwel in ons lewens nie. Die Bybel sê ek kan nie met een voet loop in die wêreld en met een voet loop asof ek vir die Here dien nie. Ek kan nie misbruik maak van God se genade nie. Sê, waarom sal julle dan in die sonde bly? Ons kruisig Jesus weer van vooraf. Wat het Jesus vir my gedoen? Wat het God gedoen? Hy het sy seun gestuur, sodat hy sy lewe moet prys gee, sodat ek hom kan aanneem en 'n lewe van oorwinning kan leef. Ek kan nie liggewig en ligsinnig met hierdie omgaan nie. Hierdie is 'n ernstige saak. As ek dit besef het en ek het my lewe vir die Here gegee, is daar aksies wat volg in my hart, in my denke. Kom ek praat met julle oor 'n graad 5 seentjie. Sy naam was Charlie. Hierdie seentjie was in die skool net soos enige ander kind. Maar hy het sy lewe radikaal vir Jesus gegee. Radikaal. Later in sy lewe het hy getuig daarvan dat hy was verlore, vol sonde. Sy lewe het daarvan getuig dat hy redding nodig gehad het. Hy was selfsugtig, hy was gebreek, sonder hoop. Hierdie seentjie het groot geword en 'n baie indrukwekkende man geword. Deur sy lewe het hy altyd terugverwys na sy graad 5 jaar. Graad 5, toe hy sy lewe vir Jesus gegee het. As 'n suksesvolle besigheidsman en 'n indrukwekkende man op 'n publieke platform, het hy gesê, toe hy in graad 5 was, het hy Jesus die chairman van sy board gemaak. Iets interessants het gebeur rondom daai spesifieke graad 5 jaar. Mense het onder mekaar gepraat en gesê, in Charlie se graad 5 jaar was daar 'n juffrou. Sy het elke oggend voor die kinders inkom, deur die klas beweeg. En sy het by elke stoel gaan stil staan. En sy het daai kind se naam gebid. En vir die Here gevra, dat die Here 'n weg sal maak, dat hierdie kind vir wie sy nou bid, die geleentheid sal raak sien om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê. Hierdie juffrou se naam was juffrou Cindy. 'n Instrument in die hand van die Here. En wat weet ons het in die geestesdimensie gebeur vir Charlie Kirk om sy lewe vir Jesus te gee in graad 5. Charlie Kirk, soos wat ons hom leer ken het op 'n politieke platform, kom ons vergeet van enigiets politiek wat hy gesê het daardie platform gebruik om met miljoene mense tot vandag toe, nadat hy geassassin is, te praat en 'n getuienis te deponeer in ons harte wat sê, dit is moontlik om in totale oorgawe nie skaam te wees vir Jesus nie. Hy het altyd getuig. Hy het elke geleentheid gebruik om te sê,
Christus is die fundament van sy lewe. Hy het nooit bedoel om die eer vir homself te vat nie. Hy wil altyd die eer vir die Here gee. En ek is persoonlik geïnspireerd deur 'n man wat nie skaam is om in 'n sosiale omgewing te sê, ek is 'n kind van God nie. Vir baie mense kan ons sê, as jy 'n instrument in die hande van die Here wil wees, dan moet dit iets besonders wees. Terwyl vir die ongeoefende oog, kan dit iets baie eenvoudig word. Vir my en jou om 'n instrument te word in die hand van die Here, is net iemand wat sê, Here, gebruik my. In jou vriendekring, by die werksplek, dit wat jy reeds oor beskik, jou kennis, jou vaardighede, die mense in jou lewe, die lesse wat jy al geleer het in jou lewe. Maar wanneer ek en jy as kinders van God, werklik vir die Here sê, gebruik my. En ek en jy besef wat ek en jy kan vanuit sy troonkamer begin leef. Gaan dit vir die wêreld ekstraordinêr word. Of vir jou om te sien hoe die Here deur jou praat. Vir my en jou is dit maklik om sy woord te leer ken. Psalm 23 sê die Here is my herder. Dis nie moeilik vir jou om daardie waarheid met iemand anders te gaan deel nie, te sê, die Here sê hy is jou herder. Dis die waarheid. Jy hoef nie te jokkie, dit is wat die Here sê. Hy praat deur sy woord, maar hy praat deur jou. Maar as ek en jy werklik sien hoe God ons kan gebruik, dan kan ek en jy op 'n profetiese platform begin hoor wat sê die Here en vir iemand anders gaan sê, so sê die Here vir jou vandag. Kan ek en jy vir God vra vir drome en visioene en God kan jou gebruik om op 'n ekstraordinêre platform te kan sien in jou eie lewe, wat is dit wat God openbaar in jou en deur jou? Ek en jy kan gelei word deur sy Heilige Gees, waar hy openbaar, dat iemand het 'n ander behoefte, as wat hulle dalk self besef. En ek en jy kan dit aanspreek, want ons is gevul met sy Gees. Ons beweeg onder sy salwing, ons word gelei deur sy Heilige Gees, en dit is hoe dit eintlik baie ordinêr moet word vir kinders van God. Om te behoor by hom, en om te kan uitdeel. Om te ontvang by hom, en om te gaan gee. Vir my en jou, om vanuit sy teenwoordigheid uit te leef. Vir my en jou, om vanuit sy woord uit te beweeg. Vir my en jou, om vanuit daardie gebo posisie waar ons op ons knieë staan, en onsself in oorgawe vir hom gee, en sê, Here, gebruik my. En te weet, dit is hy wat jou gebruik. Te vertrou, hy is met jou. Om 'n instrument van God te wees, begin altyd by 'n verhouding met hom. Dit gaan nie oor, ek join 'n religious project nie. Ek raak betrokke iewers nie. Dit gaan oor jou verhouding met hom. Ek het in hierdie week met iemand gesels, en hy sê, hy wil 'n instrument wees in die hand van die Here. Maar hy vertel my, van 'n hartseer in sy lewe. Hy is deur 'n egskeiding, en hy voel somtyds, dat hy foute gemaak, en hoe kan hy rarig vir sy dogtertjie, as hy 'n kansie met haar het, hoe kan hy haar aan die Here bekendstel? Hy sê, hy vat haar kerk toe, en hy praat sonder skaamte oor die Here, maar hy wil meer doen, hy wil demonstreer wat dit is, om 'n instrument in die hande van die Here te wees. Maar terwyl hy met my praat, kom hy tot sy eie insig. Hy sê, weet jy, ek luister na haar, terwyl sy met ander mense praat. En sy sê van my, vir ander mense, my pappa ken Jesus. Hy sê, en hy bars uit in trane. Want vir hom om te hoor, dat dit is hoe sy dogtertjie hom sien. Nie net hy's een wat betrokke is by die kerk nie, maar my pappa ken Jesus. En dit spoor hom aan
as motivering waarom hy betrokke wil raak, meer wil doen. Omdat hy sy identiteit besef het. Vir baie mense is dit, ek het Christus aangeneem en ek wil graag word wie die Here wil hê ek moet wees. So ek moet dinge gaan doen, sodat ek kan word wie die Here Jesus wil hê ek moet wees. Terwyl daar 'n waarheid is, toe jy hom aangeneem het daar iets gebeur. Hy het alles verander, hy het jou identiteit verander. Hy het jou gevul met sy gees. Jy is gevul met elke geestelike seëning wat daar in die hemel is, sê die woord. Dit is wat God vir jou gedoen het. Hy het jou reeds perfek gemaak. Maar daar is 'n ander rede hoekom ek en jy die woord lees. Daar's 'n ander rede hoekom ek en jy kerk toe gaan. Daar's 'n ander rede hoekom ek en jy doen en gaan bid en hierdie soeke het in die wêreld, is vir my om meer en meer en meer te besef wie ek reeds is. Dis nie so dat ek iets moet word of iemand moet word nie. Ek is dit reeds gemaak deur Christus. Maar ek het nodig om progressief beter te verstaan wie dit is, wie hy my gemaak het. Ek het progressief nodig om te verstaan wat is my identiteit in hom. Want as ek dit ten volle verstaan, sal ek vanuit daai identiteit leef. Wat is dit? Wat ek vir myself kan sê, wie ek geword het. Wanneer ek my identiteit besef, dan gaan ek vir myself sê, ek is 'n nuwe skepping. 2 Korintiërs 5 vers 17. Johannes 1 vers 12, ek is 'n kind van God. Efesiërs 2 vers 10. I am God's workmanship. Ek is sy handewerk. Ek het te doen gehad met hom. Hy het my begin vorm. Soos klei vorm hy my. Ek is bruikbaar in sy hande. 1 Petrus 2 vers 9. Ek is gekies deur hom en geliefd deur hom. God het my lief. Dis my identiteit. En in Johannes 1 vers 9 sê dat hy het jou ten volle vergewe. In Romeine 15 vers 7 sê hy, ek het jou aanvaar. In Romeine 8 vers 1 sê hy, daar is geen veroordeling vir jou meer, omdat jy in Christus is nie. In 1 Korintiërs 6 vers 20 sê hy, jy behoort ten volle aan hom. Maar ek sien vir baie mense, leef hulle, en probeer en sê, okay, nee, ek is nou weer 'n totale mislukking. En dan voel hulle so sleg. In plek van om dadelik op te staan en terug te hardloop na die Here, gaan hardloop hulle eers weer 'n draai in die wêreld. Want hulle voel te skuldig. Hulle voel te swak. Te veel onder skuldgevoelens. Loop ons draaie. Want ons dink, God moet my weer aanvaar. God moet my weer van vooraf sy kind maak. Terwyl hy dit reeds gedoen. My identiteit in hom is vas. Wanneer ek besef, ek is wedergebore, geesvervuld. Ek is 'n kind van God. Ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Al maak ek foute, besef ek, dis nie wie ek is nie. En dan staan ek op, en ek draai terug na hom. En met daardie oorgawe en belydenis, sal ek onmiddellik weer vrymoedigheid hê, om in sy troonkamer in te gaan. Onmiddellik weer opstaan van my posisie waar ek geval het. Die Bybel sê die regverdige val 7 keer. Elke keer, om by daai 7 uit te kom, beteken jy moes opgestaan het. As jy 1 keer geval het, dan het jy nie daar geval, dan was jy dood, dan het jy bly lê. Maar as jy 7 keer geval het, beteken dit, jy het nog 'n keer opgestaan. En dit is hoe ek en jy moet leef. Met vrymoedigheid dat my identiteit in hom is vir ewig vasgemaak. En nou hoef ek nie onbeskikbaar te wees as 'n instrument, omdat ek nie waardig voel nie. Omdat ek voel ek het nog foute nie. Inteendeel, hoe meer jy in daai identiteit gaan wandel, hoe meer gaan hierdie besef vir jou en ander om jou
stabiliseer. Daar is 'n ware seun van God. Daar is 'n geesvervulde dogter van God. Daar is 'n vrou van die Here. As jy wil hê ander mense moet dit van jou dink, moet jy dit eers self glo. En as jy dit geglo het, gaan jou aksies en jou gedrag dit komplementeer. Om skaamteloos te getuig. Vir iemand te bid wanneer iemand gebed nodig het. Of dit dalk miskien die kassiere is by Spar. Jy hoef nie te dink, ja, ek gaan vir haar bid as ek by die huis kom nie. Jy hoef nie net vir haar te sê, I will pray for you nie. Jy kan dit daar en dan doen. En sê, gaan jy omgee as ek nou vir jou bid? Dis nie veronderstel om vreemd te wees onder die kinders van die Here nie. En van die wat die sakkie pak, sê kom staan nie, kom be in agreement hier. Kom ons bid sommer nou. Want dit is veronderstel hoe ons moet leef. Ons moet Christus leef, ons moet Christus praat. Ons moet dit in ons binnekamer bære nie. Natuurlik is jy in jou binnekamer, want die Here leer jou om vanuit daai plek uit, moet jy opstaan, en jy moet hom gaan uitdeel aan ander mense. Jy moet nie skaam wees nie. Die Bybel praat van tydig en ontydig, wat ons moet praat. Dit kan nie wees, dat jy te veel oor hom praat nie. Dit kan nie wees, dat jy onvanpas is nie. Miskien in die oë van ander mense, maar vir wie doen jy dit? Vir God. En van wat het plek uit doen jy dit? Uit die identiteit waarvoor hy jou geskep het. Jou getuienis het krag. In Openbaring staan daar, in Johannes het 'n visie. En hy sê, hy het gesien die wat oorwin het. Staan voor die lam van God. Wat is daai visie? Dis aan die einde van tyd. Die wat oorwin het, dit is wat al die struggles van hierdie wêreld oorwin het, wat nog steeds bly staan het, wat alles getrotseer het, wat deur versoeking was, maar wat oorwin het, wat deur swaar kry was, maar wat weer opgestaan het, wat afgetakel was, maar hulle geloof behou het. En die Here het hulle in sy troonkamer, en hy sien hulle, en hy sê, die wat oorwin het oorwin, deur die bloed van die lam. Dis Jesus wat vir jou gesterf het, maar daar is 'n B-gedeelte. Die wat oorwin het oorwin deur die bloed van die lam, en die woord van hul getuienis. Your testimony is powerful to keep you on track, but also it is powerful to save you. Want jou getuienis bepaal jou identiteit. Ek kan nie 'n dubbelsinnige boodskap uitstraal nie. Ek kan nie die dinge van die wêreld gaan doen, maar ook 'n kind van God wees nie, want dit is dubbelsinnig, dit is konflikterend, dit bots te mekaar. Dit maak my getuienis ongeloofwaardig. Maar as ek 'n kind van God is, en ek soek die dinge van die Here, en ek gehoorsaam die woorde van Paulus aan Timoteus, to keep myself from doing wrong, from exercising self-discipline and living a life of holiness, I will become an instrument useful in God's hands for any work. En dan is dit nie jy wat dit doen nie. Dis hy wat jou in staat stel, en dis hy wat dit deur jou doen. Partykeer lyk dit soos 'n berg, hoe gaan ek hierdie gedoen kry? Maar as jy op hom vertrou, dan gaan jy terugkyk en gesien, dit is gedoen. Soos Jesus aan die kruis gesterf het, en hy gesê, it is finished. Dit is gedoen, dit is volbring. Hoe het ons dit gedoen? Deur God se Gees wat my in staat stel. As jy 'n las vanoggend op jou voel, gooi dit af. Jy hoef nie iemand tot redding te bring nie. Dis die Gees van God in jou wat dit doen. Jy hoef nie iemand gesond te maak nie. Dis die Here wat dit doen.
Jy hoef nie een of 'n moeilike ding reg te kry om jouself belangrik te laat lyk vir ander mense nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Hy is die belangrike een. En al wat jy hoef te doen is surrender. Here, doen dit deur my. I'm available. Even if I look like a fool, I'm available. Daar's mense wat gesê het hulle is available. En hulle het soos Jesus volgelinge gewees van hom, wat bereid was om dit te doen tot die dood. Julle weet, Jesus was gehoorsaam tot die dood. Kom ons begin maar net met sy apostels. Hierdie mense vir wie jy so mooi lees, Petrus, Paulus, Andreas, hierdie disippels. Julle weet, behalwe vir Johannes wat sy disipel was, wat 'n vredevolle dood op Patmos gesterf het, elke ander een van daardie disippels van Jesus was of onthoof, of oopgevlek, en teen 'n X-vormige kruis vasgenaal, of in 'n kokende pot opgekook. En dis nie die laaste nie. In die 1500s was daar iets wat gebeur het, want die Rooms-Katolieke Kerk was altyd hierdie spreekbuis, wat geglo het soos Petrus die rots was, en op hom sal hy sy kerk bou, het hulle geglo, dat die Here die kerk gebruik. En tot en met die 1500s, was hulle gesien as die hoogste gesag, wat namens God op aarde opgetree het. Koning Henry die 8ste het in die 1500s gesê, ek is die hoogste gesag. Dis in die tyd waar Martin Luther teen die deure gaan vasspyker het, dat die kerk moet verander. Beide in die Lutheraanse volgelinge, en ook in die Katolieke volgelinge, was daar mense wat bereid was om te sterf, eerder, as wat hulle gewete sou prys gee, vir dit wat hulle in glo. Daar is net een wat die oppergesag het, en dit is Jesus Christus. Hy is die koning. Hy is die paus, as jy dit so wil noem. Hy is die hoëpriester, Jesus Christus. En elkeen van ons kan nou met vrymoedigheid na sy troon van genade gaan. Daar was 'n man gewees in daardie tyd. Sy naam is bekend as 'n persoon wat stellings gemaak het, wat so sterk klink, dat dit tot vandag toe nog onthou was. Thomas More het in 1535 gesê, ek weier om te aanvaar dat die koning die hoof kan wees wat namens Christus praat. En hy het so sterk oortuiging gehad dat hulle gesê het, al wat jy hoef te doen is teken net die oath. Jy kan by jou familie wees vandag. Duisende het dit al gedoen. Teken net hierdie oath. Sê net dit is okay, die koning mag maar namens God die hoogste gesag wees. Hy het gesê, ek kan nie my gewete prys gee nie. Thomas More het voor skares uitgestap en hulle het hom begelei na 'n platform waar hy onthoof sou word. En terwyl hy daar staan, is daar 'n kardinaal wat sy hand vat. En hy sê toe vir hierdie man, see me safe up, but for my coming down, let me shift for myself. Hy het bedoel, ek kan dalk nie myself hier ophelp nie. Maar as ek gesterf het, moenie dink jy gaan iets vir my reg kry nie. Want dan lewe ek regtig. Ek word vandag hier onthoof voor baie, maar ek doen dit omdat ek nie bereid is om my geloof prys te gee nie. Vir so baie, en nie eers baie lank terug nie, tot nog in hierdie tyd waarin ek en jy leef, is daar mense wat onthoof word. En al wat hulle sê is, verloon Jesus. Gee jou geloof prys. Die woord van die Here sê, ek en jy moet die koste bereken van die besluit om Jesus in ons lewe toe te laat. Bereken die koste.
Weet jy, as jy sou sê vandag, ek's bereid om vir Jesus te sterf. Die konfrontasie is jy bereid? Is jy bereid om by jou werksplek die naam van Jesus te noem? Ek vra nie vir jou om dood te gaan nie. Is jy bereid om jou getuienis te deel met iemand anders? Is jy bereid om 'n las te hê vir die siele van mense wat om jou beweeg, 'n familielid wat die padbuister geraak het? Om jou te bemoei met ander mense en te sê, Here, gebruik my as 'n instrument. Is jy bereid om jou mond oop te maak, of gaan jy maar stil bly en sê, ek red myself. Dis al wat belangrik is, solank ek net. Ek vra nie vir jou om vandag in 'n kookpot te gekook te word nie. Ek vra nie vir jou om op 'n X-vormige gekruisig te word nie. As 'n instrument van God, vra ek, het jy ywer vir die werk van die Here genoeg om te sê, Here, gebruik my vandag. My agenda is om die koninkryk uit te bring. So om die skaam te wees vir 'n besigheidsman, of vir 'n raadsaal, of vir 'n kliënt, om vas te staan op wie jy is nie. Terwyl Philip met my praat, hy was 'n provinsiale rugbyspeler gewees, hy sê, ek's by vriende van my. Hulle vra my elke keer vir 'n bier, en sê ek, hulle gaan drink jy 2? Nee, vir my nie, dankie. Want hy staan vas. Hy het 'n besluit geneem. En hy bedoel nie, gaan drink regtig 2 nie. Maar, wat hy net bedoel is, hy gaan dit nie doen terwille van hulle nie. Hy gaan dit nie doen eers terwille van sy dogtertjie nie. Hy het besef, hy het 'n verhouding met Jesus. En as gevolg van daai identiteitsverandering, en sy identiteit wat hy besef het, leef hy volgens daai platform. Keeping himself from wrongdoing. Living a life of holiness. Becoming an instrument in the hands of God. Ready to do any work. Ek sluit af met dit. As jy kyk na die lekker van sonde, gaan jy altyd voel, jy word beroof daarvan. Die Here wil ook nie hê jy moet bietjie plesier hê nie. Die Here wil ook nie hê jy moet bietjie vir jouself net. Maar as jy kyk na die pyn van sonde en die nagevolge daarvan, gaan dit baie maklik wees om te sê, dis nie wie ek is nie. Ek weet hoe om vanuit God se woord uit op te tree. As 'n instrument van God, wil ek 'n ambassadeur wees. Wil ek sy lig uitstraal. Wil ek reflekteer wat dit is wanneer God jou vrymaak. Wat dit is dat God jou hoop gee. Wat dit is om krag te hê. Paulus sê wanneer ek swak is, dan is ek sterk. So wanneer ek dalk verneder word vir my vriende, is wanneer ek juist sterk is. Dis wanneer almal al dink, o ja, hier kom ou weer Jesus freak. Dis juist dan wanneer die engele my naam voor God verheerlik. Want hy het gesê, as jy skaam is vir my, dan skaam Jesus hom vir jou voor sy Vader. Maar as jy nie skaam is vir hom nie, dan is hy ook nie skaam vir jou nie. Kan ek dit in sulke eenvoudige woorde sê? Ek wil net sy guns hê. Maak nie saak wat mense sê nie. Want ek en jy het ewigheidsperspektief. Geld is nie my doelwit nie. Sukses is nie my doelwit nie. Aanvaarding is nie my doelwit nie. Om ander mense te please is nie my doelwit nie. Alhoewel ek gaan sosiaal, sensitief leef. Ek gaan nie nou leef en nie omgee wat mense dink of sê nie. Want ek gee om vir mense. Ek het werklik mense lief. Ek gaan nie sommer net op mense trap nie. Maar ek gaan onverskrokke wees. My identiteit was nog altyd Christus. En dit sal altyd Christus bly. Kom ons sluit ons oë. Here, as ons vandag na hierdie woord luister, dan sien ons raak dat U het ons geroep tot meer as net vergifnis van sonde
en om die ewige lewe te beerwe. U het ons geroep as verteenwoordigers van U op aarde. En ek bid vir hierdie gemeente vanoggend en ek bid vir U woord, Here, dat ons geïnspireerd sal wees. Om te sê ek wil 'n instrument wees in die hande van die Here. Here, nie vir my eer nie, maar omdat ek 'n verhouding het met U. Omdat U my fondament is. Omdat ek gereed wil wees om enige goeie werk vir U te doen. Dankie wat U ons bemoedig, dankie dat U ons stig, dankie dat U ons lei vandag. Dat ons vrygemaak word van onsself. Ek is gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En dat dit nie net woorde sal wees nie, Here, maar dat dit werklik betekenis sal dra in die manier hoe ons dink. In die naam van Jesus. Amen. Prys die Here. Lord, make me an instrument. Mag dit vandag ook jou hulpkreet wees, jou uitroep wees. Here, help my om 'n instrument te wees. Maar die pad is maklik, die pad is duidelik. Keep yourself from wrongdoing. And become holy in Him. And you'll be ready. Amen. Vat jy hierdie woord. Die Here seën jou. 2 Timoteus 2 vers 21. Gaan lees gereeds weer 'n bietjie. Hoofstuk 1. Timoteus hoofstuk 2. Jy sal gebless wees deur dit. Dankie dat jy gekom het vandag. Mag die Here met jou wees. Daar's 'n lekker koppie koffie.